Ek sterf met die verwagting om by Jafashua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Jafashua nie, en daar is nie 'n Jaffa nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jaffa, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Dis hier vers 12. En in die land van Israel, dit is Jerusalem, sal, in hakies, hulle naamlik die Jode wie dit nie gemaak het nie, so 2/3 bly agter, 1/3 is weggeruk. Hulle sal rou klaag by geslagte, hulle wat agtergebly het. Hulle gaan besef, hulle geliefdes is weg, en nou rou klaag en beween hulle wat weg is, plaas dat hulle 'n groot party hou, en rondspring en dans en bly wees, hulle is weg, maar hulle het dit nie gemaak nie. Nou sê hy dat hulle in die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag of eerder elke islamitiese stam afsonderlik. Kyk hoe sê die woord nou. Die geslag of stam van die huis van Dawid afsonderlik en hulle vroue afsonderlik, dis die klomp wat nou agtergebly het. En die geslag of stam van die huis van Nathan afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. Vers 13. Die geslag of die stam van die huis van Levi. Wie is die Levi? Is die Leviete. Wie is die Leviete? Is die ortodokse Jode. Hulle wat Jafashua nie wou aanvaar het nie. En die geslag of stam van die huis van die Leviete afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. En die geslag of die stam van Semai afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. Vers 14, so ons verstaan, die ouens wat agtergebly het, beween die ander wat verander is en weggeraap is. Al die ander geslagte van Israel, elke geslag of stam afsonderlik en hulle vrouens afsonderlik. So die wegraping, die harpasjoe vind plaas. 1/3 van Israel of die oorblyfsels word weggeruk. Soos wat die bruid verander is, word hulle ook in verheerlikte liggame verander, soos engele. Ons ook, wanneer ons verander word, soos engele. Want jy moet soos 'n engel wees om in die hemel in te gaan. Waarom word hier net na sekere van hierdie Israelitiese volke verwys? Want sekere van hulle het reeds deur 2000 jaar se tyd van Europese ballingskappe heidense nasies geword. Hy noem hulle so, hulle is so ingeteel na 70 na Joshua, toe keiser Titus, die Romeinse keiser, Jerusalem verwoes het en die tempel afgebrand het, is die ander as slawe onder die Europeërs in verkoop. Kan u met eerlikheid in die hart vir my sê, dat die hele bestudeerde gedeelte of hoofstuk, u enige verwysing van 'n 1000 jaar aardse vrederyk of 'n millennium ryk kon raak gelees het, wat ek dalk gemis het? Het u? Geen, natuurlik nie. Weereens moet jy met my saamstem dat elke kerkdenominasie of persoon wie steeds hierdie hoofstuk wil gebruik ter ondersteuning van hierdie 1000 jaar aardse vrederyk of millennium, geheel en al geestelik verblind is deur hulle kerklike dogmatiek en leerstellinge. Dis al wat dit kan wees. O, my pastoor. Ek kan ons nie vir my pastoor gaan sê, hy is verkeerd. Kan ons nie vir die dominee sê, hy is verkeerd. Hy het dan 7 jaar op universiteit gesit. Ja, hy het alles geleer oor vrymetselare, in plaas van hulle geleer het oor die woord. Volgens hierdie hele hoofstuk van Sagaria, het ons gevind hoe hier na die volk van Israel, nie die heidene nie ek en jy nie, na die volk van, wel, nie, ons is die heidene nie, maar ons is bruid, ons kom uit die verlore noordelike 10 stamme uit, het ons gevind hoe hier na die volk van Israel en hulle redding verwys word, terwyl dit net in die eerste 5 versgedeeltes na die bruid van Jafashua verwys het.
Gaan terug, gaan kyk na die eerste 5 versies. Daar is seker goed wat verwys na die bruid van Jafashua. In die volgende versgedeeltes gaan ons ervaar hoe die boodskap van verlossing ook na die heidene toe gekom het.